Goeiemôre almal. Baie welkom by vanoggend se erediens en baie welkom aan al ons gemeentelede en ook so vanoggend aan al ons besoekers, die familie en vriende. Ons waardeer regtig verskriklik baie dat julle hier is vanoggend. Mag dit regtig vir een en elkeen vanoggend 'n lekker en 'n besonderse diens wees. Daar's nie afkondigings op die bord nie. Alles het nou tot 'n einde gekom. So die Bybelstudie is klaar, die jaareindfunksies is klaar, so die kantoor sluit dan nou net die 16de Desember. Ek wil ook net so dit afkondig. Baie geluk ook aan almal wat in hierdie week verjaar. Mag dit regtig vir een en elkeen van julle 'n besonderse jaar wees. En dan is daar net so een afkondiging wat ek wil by stil staan, en dit is ons doelwit vir die 10de maand. Ons is ongelooflik naby aan ons mikpunt, en ek het laas gesê, as ons mikpunt bereik, dan sal ek 'n aand op die kerk se dak kamp. Nou ons is nou al so naby aan die mikpunt, en Februarie lê nog einde Februarie lê nog 'n entjie verder. So ek het dit goed gedink vir elke 50,000 na ons doelwit wat ons inkry vir die 10de maand, sal ek nog 'n aand op die dak slaap. So dis regtig in julle hande hoe lank julle wil hê ek moet op die kerk se dak kamp. So ja, maar baie dankie vir almal se bydraes, almal se ondersteuning. Ons waardeer dit regtig ongelooflik baie, en ons gaan dit as kerkraad en gemeente ons bes doen om dit reg te bestuur. So baie dankie. Dit is al die afkondigings, en ja, geniet die diens en baie welkom hier vanoggend. Ja, baie welkom ook van my kant af hier vanoggend. Daar's 'n rede hoekom ek en JC weer vanoggend met julle gesels. Dit is Christof se doop nou. So net sodat julle weet hoekom dit nou vandag so bietjie anderste is. En daar waar ons elke een sit en net 'n bietjie wegskuif. Daar waar ons elke een vanoggend net sit en rustig is, kom ons sit net so, dan buig ons net ons hoofde saam. Liewe Vader, ons kom vanoggend voor U en ons kom vra vir U om ons te kom rustig maak. Here, sodat ons fokus vandag net op U sal wees. Dat ons U sal hoor. Dat ons U stem in ons harte sal voel. En Here, sodat dit ons die moed sal gee om U uit te loop en dit te gaan doen. Here, ek wil vir U vra en ek wil vir U eintlik net dankie sê vir U liefde wat ons in hierdie week ervaar en gevoel het. Selfs al is dit hier aan die einde van die jaar en die mense gemoedere is maar 'n bietjie laag, wil ons vir U nog steeds kom sê dankie dat U so groot is. Dat U vredevors vir elke liewe een van ons gekom het. Dat ons aan U behoort. Dat ons U kinders is. En Here, daarom wil ek vir U regtig vra dat ons vanoggend net kan stil raak voor U. Kan kom luister, kan kom hoor en kan kom inneem. Wees by ons. Wees in ons harte en in ons gedagtes. Sodat ons vanoggend net vir U sal sien en op niks anders sal fokus nie. Ons bid dit en ons vra dit in U groot en almagtige naam alleen. Amen. Terwyl ons so sit, kom ons sing die millennium gebed, hy gaan op die bord verskyn. Ons kom om U te loof. Ons kom om U te eer. Ons kom om U te dank. Ons bid soos U ons leer. Ons Vader in die hemel hoog, geheilig sy U naam. Gee dat U koninkryk hier kom en laat U wil geskied. Halleluja, halleluja.
skuld, soos ons skuldenaars vergeef ter ere van u naam. Halleluja, halleluja, halleluja. Aan u behoort die koningskap, al die eer en heerlijkheid. Lei ons nie in versoeking nie, verlos ons van die kwaad. Aan u behoort die koningskap, al die eer en heerlijkheid. Halleluja, halleluja, halleluja. Aan u behoort die koningskap, al die eer en heerlijkheid. Halleluja, halleluja, halleluja. Aan u behoort die koningskap, al die eer en heerlijkheid. Amen. Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel. Moenie bang wees nie, ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. As jy deur water moet gaan, is ek by jou. Deur riviere, hulle sal jou nie verspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie, want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou redder. Ek gee Egipte as losprys vir jou, Kan en Seba in jou plek. Genade, barmhartigheid en vrede vir elke liewe een van julle, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ons gaan vanoggend die tweede adventkers aansteek, die kers van vrede. Die kers van die vredevors wat afgekom het aarde toe as 'n klein baba, om vir ons die grootste redding, die grootste geskenk te gee wat ons nog ooit ontvang het. In Lukas 2 lees ons van die skaapwagters en die engele wat by die skaapwagters aangekom het en vir hulle gesê het, vrede op aarde. Nie omdat alles ewe skielik reg gaan wees nie. Nie omdat alles ewe skielik in plek gaan wees nie. Nie omdat iets wat hulle gedoen het so reg was nie. Maar omdat God nader kom. Omdat God die een is wat sy groot hand oopmaak en uitgee oor die wêreld. God kom en hy gee vir ons sy eerste gebore seun, sy enigste gebore seun, Jesus Christus, ons verlosser. En saam met dit 'n sagte stem wat sê, maak nie saak hoe groot die storm is nie. Maak nie saak hoeveel brande, hoeveel storms, hoeveel riviere, hoeveel vloede, hoeveel harde tye die lewe na jou kant toe gooi nie. Weet verseker, jou verlosser is gebore. En dink daaraan terwyl ek nou hierdie tweede adventkers aansteek. Elke mens het 'n paar heilige oomblikke in sy lewe. Oomblikke wat jy voel, maar hier gebeur iets
groter as ek. Hier gebeur iets wat belangrik is, maar ek weet nie lekker hoe om dit te begryp, hoe om dit te verstaan nie. Nou die doop is vanoggend vir ons so 'n oomblik. Iets wat gebeur wat groter is as ons wat hier sit. Vir die volk was dit destyds gewees toe God by hulle gekom het en die priesters beveel het om vir hulle te seën. Maar om dit te verstaan, moet ons iets raak sien wat diep is, wat oud is en wat belangrik is. Ek wil amper so ver gaan wat sê wat die fondasie van die woord is. Want in die woord sien ons alles begin by God en nie by ons nie. God se eerste beweging is altyd seën. Sy eerste woorde is lewe, uitgeleef deur genade. En in Numeri sien ons die hartklop van hierdie woorde. Sien ons die hartklop van 'n God wat eerste na die volk toe gaan. Hulle is nie gevestig. Hulle het nie hulle eie land nie. Hulle het nie eers 'n weermag nie. Hulle het net 'n onbekende toekoms. En dan kom God en hy gee vir hulle hierdie seën. Maar voor ons hierdie seën lees, kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Ons Hemelse Vader, Here, dankie vir hierdie groot geleentheid om vanoggend hier by mekaar te kom. Here, dankie vir oomblikke in ons lewe wat te groot is om te begryp. Here, dankie vir genade wat ons nooit sal verstaan nie. Dankie vir 'n hand wat altyd na ons uitsteek. 'n Hart wat vol liefde is. 'n God wat regverdig is. Here, as ons vanoggend uit die woord lees, Here, gee ons die insig. Here, gee ons die wysheid. Maak ons harte oop sodat ons nie net sal verstaan wat in hierdie teks staan nie. Here, maar laat ons dit ons eie sal maak. Dat ons dit sal hoor en sal uitleef. Amen. Ek lees vir ons Numeri 6 vanaf vers 22. Die Here het vir Moses gesê, dit klink meer bekend, sê vir Aaron en sy seuns, so moet julle sê wanneer julle die Israeliete seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. En so moet die priesters my naam oor die Israeliete uitroep en ek sal hulle seën. Net tot sover. Hierdie teks is geskryf op 'n punt waar hierdie volk reg was vir enigiets. Hulle het 'n klomp wette en 'n klomp opdragte gekry, hulle is georden, hulle is nou gevorm, hulle is gewy en hulle is reg vir die pad wat voorlê. Die tabernakel is nou uiteindelik reg opgeslaan. Hy's in die middel van die kamp sodat die hele volk moet weet God is by hulle. God is die middelpunt van hierdie volk. Die priesters word aan een kant toe geroep, afgesonder. So die volk is nou reg vir die woestyn en alles is reg sodat hulle saam met God deur die woestyn kan begin reis. En net voor hulle kan begin reis, net voor hulle begin trek, gee God deur Moses die grootste belofte wat hierdie volk nie verwag het nie. So moet julle my naam op die volk lê. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en vir julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan een en elkeen vrede gee. Hierdie woorde is nie maar net nog 'n mooi seën vir 'n erediens wat ons kan gebruik nie. Hierdie seën is 'n verhoudingsooreenkoms tussen God en sy mense. God kom by hierdie volk en hy kom sê vir hulle dat hy by hulle sal wees. Sy volk is
onverdiend, onvoorwaardelik, nou en vir altyd. En dit bring my by die volgende punt. As God vanoggend hierdie seën aan ons as 'n gemeente gee, is my vraag dan, maar wie verklaar God gaan hy vir hierdie gemeente wees? Of dalk anders gestel, wat beteken hierdie seën vanoggend vir ons? En op daardie noot gaan ons kyk na 3 punte, 3 beloftes, 3 maniere hoe God hierdie seën en wat dit beteken wat hy vir ons kom gee. En die eerste belofte is die Here sal jou seën en jou beskerm. Dit beteken God kom vanoggend en hy sê vir ons, God gee vir jou wat jy nie self kan skep nie. God sal vir jou voorsien. Hy sal vir jou dra. Hy sal vir jou voed en hy sal jou aan die lewe hou. En wanneer hierdie lewe moeilik raak en onbekend raak, is hy daar. Hierdie seën kom sê, God sal 'n muur rondom jou bou. Nie om jou weg te hou van die wêreld of om jou af te sonder nie, maar om jou te beskerm, om jou veilig te hou. In terme van die doop, kom sê God, daar is geen dag in jou lewe wat jy God moet oortuig om aan jou kant te staan nie. Hy is altyd aan jou kant. Die tweede belofte of seën wat God oor hierdie volk uitspreek en wat hy vanoggend vir ons kom gee, kan 'n mens letterlik die Hebreëus vertaal as mag die Here sy gelig laat opstraal oor jou. God kyk nie net na jou met donker oë nie. Hy draai nie sy rug op jou wanneer dit moeilik raak nie. Sy reaksie op jou lewe is altyd genade. En as ons kyk vanoggend in die terme van die doop, beteken dit jou verhaal begin nie met skuld nie, maar met genade. Vir ons wat al reeds gedoop is, herinner dit ons dat ons lewe nie ons eie verhale is nie. Nie ons eie verhale van skuld en mislukkings nie, maar dat ons lewens 'n getuienis is van God se genade. Die derde belofte en die derde seën wat die God vir die volk gegee het en vanoggend vir ons kom gee, is 'n seën van vrede, van shalom, om vrede te hê ongeag die gebrokenheid van hierdie wêreld. Om te weet wie jy is, word nie bepaal deur die wêreld nie, maar deur jou identiteit in God. 'n Lewe wat gestuur en gerig word deur God. Vir 'n kind wat gedoop word en vir ons wat gedoop word, herinner dit ons God se droom vir ons lewe is groter as wat ons ooit kan droom of as wat ons ooit kan begryp. As ons kyk na hierdie 3 seëninge wat in hierdie teks gegee word, dan moet ons teruggaan na die Hebreëus toe. Want net dan sal ons verstaan dat hierdie 3 seëninge, hierdie dinge, hierdie beloftes wat ons nou net genoem het, nie net voorstelle of aanbevelings is nie. Ons sien dit baie duideliker in die Hebreëus. Want in die Hebreëus is dit in die toekomende of die seker toekomende vorm geskryf. God kom nie vanoggend en sê vir ons, mag die Here dalk, of ek hoop die Here nie. Hy kom vanoggend en hy sê, die Here sal. Die Here sal en die Here sal. In die doop sê God nie, ek hoop hierdie kind sal my kies nie. God kom met sekerheid en hy sê, ek kies jou. Nie as jy eers vir my lief genoeg is nie, maar ek het jou reeds lief. God se seën
is sy besluit, nie ons prestasie nie. Wanneer die priesters Israel seën, sien ons iets merkwaardig. God kies om sy naam, om wie hy is, aan gewone mense te openbaar. Nie mense wat reëse van hulle geloof is nie. Nie net oor helde nie, oor ongewone bekende reisigers, mense wat sonder vrese leef nie, maar oor gewone mense. Mense wat wel vrese het. 'n volk wat met 'n onbekende pad voor hulle staan. 'n volk wat twyfel. Mense wat struikel. En dit is presies waar hierdie seën vir ons vandag wil kom inskop. Die Here sê nie, as julle alles reg kry, dan sal ek julle seën nie. Hy sê ek sal julle bewaar. Ek sal my aangesig oor julle laat skyn. Ek sal vir julle genadig wees. Ek sal vir julle vrede gee. Die aksie en die begin en die uitvoering lê by God. En daarom moet een en elkeen vanoggend hoor, God se seën is nie net 'n wens nie. God se seën is 'n daad. Dit is die beweging van God wat na jou toe kom. Wanneer ons dag vir dag deur hierdie lewe gaan, is hierdie nie net mooi woorde wat ons maar net motiveer of wat ons herinner dat God groot is nie. Dit is 'n belofte. Dit is 'n seën dat God by jou is, saam met jou is. Dat hy vir jou kom sê, ek sal my aangesig oor jou laat skyn, ongeag die teleurstellings, ongeag die moeilikhede, die swaar tye. Wanneer hy sê, ek sal vir jou vrede gee, dan beteken dit, dat in die chaos van jou week, wanneer jy bekommernisse het, wanneer die spanning en die onsekerheid te veel raak, is daar vrede. Nie in hierdie wêreld te vind nie, maar in God. Die seën en hierdie woorde van Numeri is nie iets wat ons net oukei moet laat voel nie. Dit is iets wat ons dra. Dis iets wat ons moet lei. Dis iets wat van ons vra om elke dag met meer vertroue te lewe. Om minder te fokus op ons vrese. Meer op genade. Om minder te oordeel. Om die vrede na te jaag wat God vir ons is. God plaas sy naam oor ons lewe. Hy seën ons met sy lig, sodat ons sy lig in hierdie wêreld kan wees. Ons sluit baie keer die erediens af met 'n seën. En dit is nie maar net die laaste oomblik, of die laaste paragraaf, of die einde van die program nie. 'n Seën is nie net 'n formule nie. 'n Seën is nie net 'n ritueel nie. Hierdie seën is 'n gesig. Dis die gesig van God wat oor ons buig. Dis die gesig van God wat vanoggend by ons kom en sê, maar ek sien jou raak. 'n Gesig wat sy hand na jou toe uitsteek en vir jou sê, ek sal jou nie los nie. Die seën is die eerste en die laaste woorde wat God oor jou lewe spreek, vir elke tree wat jy gee. Mag een en elkeen hoor, vanoggend hierdie seën, mag een en elkeen weet, soos 'n reisiger wat weer 'n pad aanpak, soos 'n pelgrim wat die volgende dag sy kilometers moet loop,
Soos 'n kind wat weet, sy vader sien hom raak. Jy word hierdie wêreld ingestuur. Nie met jou eie krag nie, maar met die glimlag van God oor jou. Met die vrede van Christus binne jou. En die krag van die Gees rondom jou. Weet, dis 'n belofte. Dis 'n seën as God vanoggend vir jou kom sê, ek is by jou, ek is vir jou, en ek is met jou. Amen. Ons Hemelse Vader, dankie vir hierdie belofte wat ons van U af ontvang. Here, dankie vir die seën wat U oor ons lewe uitspreek. Here, dankie vir die hoop en die vrede wat daarmee saamkom in 'n hopelose wêreld. In 'n wêreld waar daar min tot niks vrede is nie. Dankie dat ons weet, ons kan op U vertrou. U gee hierdie seën vir ons, nog voor ons kan kies, nou en vir altyd. Amen. Ons staan vanoggend as ouers hiervoor en as bedienaars van die woord, diep dankbaar voor God. Ons kom om hierdie sakrament van hierdie heilige doop te bedien. Nie omdat ons iets aan God bring nie, maar omdat God vanoggend eerste vir ons kom sê dat hy ons kind eerste gekies het. God sê in sy verbond, ek sal jou God wees en die God van jou nageslag. Die doop herinner ons daaraan dat God deur Jesus Christus die inisiatief neem. Hy was ons skoon. Hy neem ons as sy kinders aan. Hy gee sy gees en hy beloof om naby te bly, ook aan Christof, wat vandag gedoop word. Ons gehoorsaam Jesus se opdrag. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En wanneer hierdie water Christof se voorkop vanoggend raak, verklaar God, ek het jou lief nog voordat jy my ken. Ek was jou deur die bloed van Christus. Ek kom en ek sluit jou by my verbond in. Ek sal met my gees in jou woon. En ek roep jou vanoggend om eendag as jy groot genoeg is, self vir my te sê, Jesus is my Here. Die doop is klein water, maar dit dra 'n baie groot belofte van God. Dit herinner ons dat Christof in sy eerste oomblikke van asemhaling reeds aan God behoort het. Ons ontvang hierdie vandag baie nederig, maar ons weet ook, dit kom met baie vreugde. So Monozel, my mede-ouer en my mede-bedienaar, bely jy dat hierdie kind aan God behoort en dat sy doop 'n teken is van God se genade en sy verbond. Ja. JC, my mede-dienaar, my mede-ouer, bely jy dat God se woord waar is. Die evangelie van Christus waar is en dat jy hierdie kind daarin sal grootmaak. Ja. En saam as ouers van Christof beloof ons vanoggend om Christof te leer van Jesus Christus. Om groot te maak in die magtige liefde van God die Vader. En ons beloof ook om as voorbeelde te dien waarna Christof kan opkyk. Ek wil asseblief vir oupa Jan Chris vra om hom na vore te bring.
Jan Christoffel, ons doop jou vanoggend in die naam van die Vader van die Seun. en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sit so en dan doen ons 'n gebed saam. Liewe Vader, ons kom sê vandag vir U dankie. Dankie dat U vir my en vir Jacy geseën het met 'n klein mannetjie wat ons soveel liefde en deernis kom leer het. Genade en geduld en baie liefde. Here, ons vra vir U om vir ons te lei in U waarheid en in U vrede en in U vreugde om hom groot te maak, sodat hy U sal ken, dat hy sal weet wie sy verlosser is, waar sy krag lê om elke dag die lewe aan te pak. Here, ek vra vir U, gee ons die noodsame kennis en wysheid, om dit wat U vir hom beplan het, dit waartoe U hom geroep het, om dit te kan kom uitleef, en dat ons hom die nodige toerusting sal gee, om dit te kan doen, Vader. Here, ons vra dit vanoggend, in U groot en almagtige naam alleen. Amen. Ons gaan vra dat die kerkraad vorentoe kom, om net ons hande te kom skud, en gaan ons eers die seën en dan die seën sing. Ja. Okay. Dankie, Tannie. Dankie, Tannie. Baie dankie. Met ek kom vashou. Asseblief. Ek wil asseblief vra dat almal sal staan, dan gaan ek 'n seën oor Boetie in die doop uitspreek, en as ons klaar dit gedoen het, dan staan ons, dan sing ons, laat Heer U seën oor hom daal. En ek wil asseblief vra dat, terwyl ons laat Heer U seën op hom daal, of al die oupas en oumas nie vir ons, en oupa, oumas groot ook hiervoor wil kom staan nie, asseblief. Christof, vandag staan ons saam voor God, die een wat jou gevorm het, wat jou naam in sy handpalm geskryf het, en asem in jou longe geblaas het. Mag die heerlikheid van God oor jou skyn. Mag hy jou beskerm en bewaar en jou vooruitgaan. Mag hy vir jou die paaie gelyk maak en die grondgebied vergroot. Ons vra die Heilige Gees om jou te vul. Mag jy van kleins af leer om sy stem te ken, sy liefde te vertrou, sy woorde te onderhou, sy waarheid in jou hart te dra. Mag God sy engele opdrag gee om jou te omring. Ons klee jou met die wapenrusting van God. Mag die vrede van Jesus jou vul. Mag sy goedheid en guns jou volg al die dae van jou lewe. Ons verklaar vandag dat jy behoort aan God, van nou af tot in ewigheid. Dat Jesus ook vir jou gesterf het en reeds vir jou die prys aan die kruis betaal het. Ons seën jou, Christof, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die Here sal ons seën en ons beskerm. Die Here sal tot ons redding verskyn en ons genadig wees. Die Here sal ons gebede verhoor en aan ons vrede gee. Nie net vandag nie, maar nou en vir altyd. Amen.